Dit is vandag maandag 25 Mei. Welkom by ons luistermeditasie in die tyd van Pinkster. Ons lees vandag saam enkele verse weer uit Handelinge 2 soos verlede maandag. Handelinge 2 vers 1 tot 21. 'n paar verse uit die 1983 vertaling en dan 'n paar verse uit die Message. Ek nooi jou om saam met my tot rus te kom. En as jy bewus word van die asem van God in jou, steek ek vir ons 'n kers aan. U het alles geskep, Here. Die aarde is vol van alles wat U gemaak het. Alles en almal is van U afhanklik. U gee hulle kos op hulle tyd. U maak U hand oop en hulle kry meer as genoeg. Maar as U hand terugtrek, is dit klaar met hulle. As U hulle asem wegneem, is hulle dood en word hulle weer stof. U gee die lewensasem. En daar is lewe. Ook uit die grond laat U nuwe lewe spruit. Mag die roem van die Here, mag daar daaraan geen einde wees nie. Amen. Handelinge 2 vers 1 tot 13 uit die 83 vertaling. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. En toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Vers 12. Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. En party het vir mekaar gevra, wat kan dit tog beteken? Party het hulle gespot en gesê, hulle is dronk. Dan vers 14 tot 21 uit die Message. And that's when Peter stood up and, backed by the other 11, spoke out with bold urgency, "Fellow Jews, all of you who are visiting Jerusalem, listen carefully and get this story straight. These people aren't drunk, and some of you suspect, they haven't had time to get drunk. It's only 9 o'clock in the morning. This is what the prophet Joel announced what would happen. In the last days, God says, I will pour out my spirit on every kind of people. Your sons will prophesy, also your daughters. Your young men will see visions. Your old men dream dreams. I'll set wonders in the sky above and signs on the earth below. And whoever calls out for help to me, God will be saved." Laat hierdie vir 'n oomblik op jou hart lê en hou dit vas in die stilte.
Dalk het jy ook al 'n hinkering gehad na dit wat op Pinksterdag gebeur het. Om iets daarvan te sien en te ervaar. Tonge van vuur, wind, tale, verskillende tale, mense wat mekaar verstaan. Maar is 2 millennia later en skryf Amy Frankham in 'n artikel, weet ons dat ons nie in Pinkster leef nie. Sy skryf, even recovering the old meanings of these events is impossible. We might crave this kind of experience. We might even try to manufacture it or manipulate it. En dan sê sy hierdie belangrike ding, but a better question might be, how can we let Pentecost inform and transform our ordinary practice? How can we let Pentecost inform and transform our ordinary practice? Miskien kan jy vir 'n oomblik hierdie vraag op jou hart laat lê. Thomas Keating, dink ek help ons hiermee met hierdie vraag. As hy sê, antwoord en sê, seek to grow in the capacity to have the spiritual ears to hear and eyes to see. Dit is eintlik wat Pinkster elke jaar ons mee wil roep, om 'n kapasiteit te ontwikkel dat ons beter sal hoor, beter sal sien. Hy skryf dit in sy boek In Open Mind, Open Heart. En dan skryf hy, our awakening to the presence and action of the Spirit is the unfolding of Christ's resurrection in us. Our awakening to the present and action of the Spirit is the unfolding of Christ's resurrection in us. Laat lê dit ook op jou hart vir 'n oomblik. Ek het rukkie terug die voorreg gehad om in die Isimangaliso wetland in Kosi Bay te gaan stap saam met vriende. En daar
het ek, en dit is wat die woord isi Mangaliso beteken, wonders en wonders and miracles. En dit is wat ek daar beleef het in die natuur. My oë het oopgegaan vir die simbiose van alles in die natuur, wat op 'n manier met mekaar werk, en dan vir ons daai ongelooflike skepping kom gee. Soms kyk ons goed net mis. Soms is dit net in gewone goed, soos om verby iemand te ry wat 'n geleentheid soek. Dit het met my die week gebeur. Ek het iewers gery en iemand gesien staan en ander kere ry ek verby en iets het vir my gesê, stop. Gestop, ek het die man opgetel, vir hom gevra wat sy naam, en hy het vir my gesê, ek is Lovemore, kom uit Malawi, groet hom in Chichewa Mulibwanzi, en hy groet my terug, sy gesig gloei. En in daai oomblik raak Lovemore vir my 'n oproep oor waaroor die lewe regtig gaan. Ek nooi jou om saam met my stil te raak met hierdie gedig. Die taal van die liefde. Verskeie kere verby gery. Vandag gestop en tel hom op. Sy naam is Lovemore. Diep uit Afrika praat hy 'n vreemde taal waarvan ek min verstaan. Maar Lovemore stuit my in my spoor. Waar het ek dit verloor? Om meer lief te hê. So eenvoudig. Die taal wat almal verstaan. Amen.